Goeiemôre almal. Dit is my regtig kosbaar om hier so te kan sit en 'n bietjie met julle te kan gesels en ek kan sommer voel ons gaan nou regtig baie lekker gesels vanoggend. Die Here is net so goed en so wonderlik. En die Here het vir ons lekker reën gestuur. En as ek vanoggend vir iemand hier kan bemoedig, dan gaan my hart verskriklik bly wees. Want ons is nou in 'n verskriklike moeilike tyd, weet jy. Op die plaas is dit ook moeilik, ons het 'n droogte en die skaapkossies is maar dood en daar's 'n nuwe lamsiekte. So dis nou nie net mense wat corona kry nie, dit is nou nog skape ook wat nou nog hierdie pestsiektes het. En ek sê gister vir my man, dit voel vir my nou soos regtig soos die eindtyd, want dit is nie net mense wat nou hierdie siektes het, dis nou in die diere ook. En ons moet nou in hierdie tyd met ons die Here soek en ons moet regtig van moeite doen om by hom uit te kom. En ja, vanoggend sê as daar iemand is wat nou kyk en hulle het nou gedink hulle wil maar nog 'n bietjie wag om hulle hart vir die Here te gee, dan sal ek hulle aanmoedig om dit maar so gou as moontlik te doen, want ek dink die Here se koms is op hande, regtig waar. En as jy so 'n bietjie bemoediging nodig het vir jou omstandighede oor die huis, dan wil ek vir jou sê, die Here is daar vir jou. Al voel dit nie so nie, en al lyk dit nie so nie, en al is dinge nie mekaar, en al is jy, en wat 'n verknorsing ook al, mense weet mos nou nie wat 'n verknorsings mense alles het nie, maar as jy vanoggend moeilikheid het, weet die Here is daar vir jou, weet hy is vir jou lief, weet dat die Here, jy is die Here se oogappel, jy is gegraveer in die hand van die Here, en dat die Here is aan jou kant. Ek het ook al partykeer gevoel, sjoe, maar die Here is nie aan my kant nie, maar die Here is aan jou kant, en die Here stry vir jou. So ek wil vir jou aanmoedig, gaan op jou knieë en praat met die Here en maak dinge reg met hom, sodat daar ook kanale is tussen jou en die Here. En dis nou Pinkstertyd, sjoe, dit was altyd my totale gunsteling tyd van 2014, wat ek hier by die AGS aangesluit het by Pastoor Piet. En joh, het is dan baie lekker Pinkster gehou daar, so dit was absoluut wonderlik, so onder die salwing van die Here te dans en te bid, en ons al die gawes te gebruik, wat die Here vir ons gegee het, absoluut kosbaar en absoluut vol leiding van Pastoor Piet Smit. En ons het ook 'n huiskerk, wat vir my so wonderlik is. Ek het net nou die dag gedink, ek wil nooit weer in iemand se agterkop vaskyk hier. Ek wil nooit weer in 'n kerk sit, en dan is ek onbekend vir mense, en hulle is onbekend vir my nie. Ek geniet dit so, om in 'n gemeenskap, in 'n klein groepie te wees, waar ons mekaar kan sien, ons groet mekaar so hartlik, ons glimlaggies van mekaar is al net vir 'n begin 'n bemoediging. En so daar bid ons en ons sing en pastoor bedien vir ons die woord so kragtig en jy kan daar, as jy 'n nood het, kan jy op jou knieë neersak en almal sal vir jou bid en almal sal vir jou bemoedig, en dit is net kosbaar om in so 'n kerk betrokke te wees. En my gebed vanoggend is regtig, as jy nog nooit so aanbid het nie, maak vir jou so 'n groepie, of soek vir jou so 'n groepie. En dit is regtig my en pastoor se gebed, dat die hele wêreld vol sulke kerke sal wees, waar mens intiem die Here kan aanbid, en sy aangesig kan soek, en dat die mens dan daar uitstap, nuwe krag, met sommer nuwe lewe vir die week. Ek gaan nou nie lang stil staan nie, by al die dinge nie, ek wil nou by my storie kom, wat ek nou gekom het om vir julle te vertel. En, dit is, eintlik is dit 'n lang storie, ek gaan nou probeer om so 'n bietjie te sny daarop, maar nou is dit nie eintlik my storie nie, dit is die Here se storie. Ek vertel dit, maar die Here het die hoofrol gespeel in hierdie storie. Ek is nou maar net die stoffie met die bloed op, soos pastoor altyd sê. Maar gister te dink ek, maar dis ook eintlik 'n wonderlike stoffie, want jy is nou die stoffie, en
maar as ons nou in die hiernamaals ingaan, dan gaan hierdie stofie nou konings en priesters word. En wat 'n wonderlike vooruitsig het ons nie om vir die res van ons lewe tot in alle ewigheid saam met Jesus te wees nie. Hoe kosbaar is dit en hoe absoluut goed is Jesus nie vir ons nie. Ai, dankie Jesus. En voor ek nou al hierdie wonderlike dinge beleef het, was ek in 'n tradisionele kerk gewees. Ek is 'n plaaskind, plaasgroot geword. Ekskuus tog. En die hele boeregemeenskap het aan hierdie tradisionele kerk behoort en my pa ook. En daar het ons Sondag kerk toe gegaan en later is ek getroud, ook kerk toe gegaan saam met my man. En jy het 'n Bybel gehad, en my ma het vir my een gegee in 1969. En hy lê nou hier langs my. En dan het dit nou so gewerk. Jy gaan kerk toe, dan kom jy by die huis, dan vergeet jy skoon wat by die kerk aangegaan het jou. En die lewe sluk vir jou in, soos 'n mens 'n stuk marshmallow insluk. Hy sluk jou sommer maklik in en jy raak besig met die dinge van die lewe en ja, en as jy nou weer sien, dan het jy nou nie gereeld Bybel gelees nie en jy het ook nou nie gebid nie, want jy het doodgewoon net vergeet om te bid. En ek het ook die gewoonte gehad om nooit vir die Here iets te vra om vir my te help nie. Ja, want ek kan mos, ek is mos sterk, ek kan mos alles doen. Ek gaan nou nie die Here pla met iets wat hy vir my moet doen nie, so, dan gaan jy nou maar so aan. En, so het die lewe nou maar aangegaan, en ja, en soos dit nou maar werk, dan begin 'n mens moes nou maar moeilikheid kry so later. En toe, het die Here nou vir my gered van 'n ongeluk. Dit was die eerste keer wat hy vir my gered het. Dit was baie ernstig geweest, erg. En toe kom erger. Ek was aan die einde van 'n swangerskap geweest en ek het baie siek geword. Ek het nierprobleme gehad. My lewer wil bars. Ek was op die punt om stype te kry. En daai jare toe ek nou nog Tygerberg toe, en toe het hulle 'n noodkeiser gedoen daarso. En my hart het gaan staan tydens die operasie. En my man mag vir my eers die aand gesien het. Ek het al donkeroggend die operasie gehad. Maar hy was eers toegelaat om vir my die aand te sien. En so kom jy dan nou uit die hospitaal uit en dan sê jy net, "Sjoe, ek het dit gemaak." Maar jy sê nie dankie vir die Here nie. Jy dink nie eens aan die Here nie, want jy het dit mos gemaak. Of althans ek het dit mos gemaak. Maar toe kom ergste. En dit is wat ek vanoggend vir julle wil vertel. Ek het die aand gaan slaap soos normaalweg. En in die nag het ek wakker geword met 'n verskriklike pyn in my linker bobeen. In die mate dat ek in die bad moes gaan sit het. En daar het ek in die bad gesit omtrent die hele nag. Ek kon die pyn en ek kon my been kon ek uitgehou het. En die oggend stap ek toe uit die badkamer uit na die kombuis toe met die seerbeen. En in die gang toe kry ek so 'n snaakse smaak in my mond. En ek sak net daar in mekaar want ek kon toe glad nie asemhaal nie. My asem was net heeltemal weg. En op daai oomblik, weet julle, ek is op 'n plaas en daar's nie mense nie. Maar soos die Here dan so wonderlik is, op daai sekond stap my broer daarin. En ek kyk vir hom en ek sê vir hom, weet jy, los net vir my, want ek is nou besig om te sterf. Ek kan voel, ek gaan nie hierdie gaan ek nie oorleef nie. En hy sê, nee, ons gaan nou Parel Hospitaal toe met jou. Daar gekom. Die dokter het vir my so gekyk en hy het my gesê, weet jy, ek kan vir jou niks doen nie. Jy sal nou weer met Tygerberg toe gaan. Want daai tyd is Tygerberg nog so nuut gebou en alles werk en is net so 'n goeie hospitaal. En daar gekom, het hulle nou vir my in die ICU gesit, in die intensiewe eenheid, en daar op die bedjie neergesit. Klomp dokters het daar gestaan, pleegspersoneel, en ek lê nou op die bedjie, maar ek kan nie asem kry, dit gaan sleg met my. In die ambulans het dit al so sleg met my gegaan. Nou gaan dit nog slegter.
kan glad nie asemhaal nie, en ek het verskriklik pyn hier op my bors, en my arms is so lam, en ek het geen krag nie, en hulle sit vir my drippe op, gee vir my suurstof, en op 'n stadium het ek so my oë so oopgemaak, en ek sien, hier is dan nog 'n drip in my voet ook gesit, ek weet nie, hulle het dit daar ingesit nie, en ek lê daar en ek dink, dit is baie erg. En julle, die volgende oomblik, terwyl ek daar lê, toe pak 'n ongelooflike angs my, vanuit die bloute. En ek is so bang, maar dis nie die tipe bang wat jy het, as jy om 'n tandarts toe gaan, of iets nie. Dit is 'n rou angs, dit is, ek het nie alle woorde om vir te sê hoe erg dit is, maar dit is asof die angs vir jou insluk, die angs, jy word die angs, en jy is die angs, en dan voel dit, asof die angs jou insuig. Dis soos jy wat op die rivier lê, en jy weet as 'n waterval voer, en hy bootjie begin te gaan, en jy weet, die angs gaan jou nou insuig, na 'n verskriklike plek toe, verskriklik, en jy is so alleen op daai oomblik, en jy is absoluut verlate, en ek weet, ek het vir myself gesê, jy is nie op pad hemel toe nie, en ek het besluit, dit is nie hoe ek my lewe wil eindig nie. Jy sê, maar ek roep die Here aan in daai bed, maar alles gebeur nou in my gees. Ek lê soos 'n dooie op die bed, maar alles, die goed werk nou hier, dit is my gees wat so werk, en ek roep die Here aan, en ongelooflik, en ek gil dit letterlik uit, en die volgende oomblik, toe kan ek asemhaal, weg is die pyn, weg is die benoud, alles net weg, en ek weet die internis het daar gestaan langs my, en die internis het gesê, it is gone now. En ek het net willen sê, wat het gebeur? Ek het 'n diep aardtrombose gehad, en dit het die oggend in die gang geskiet na my long toe, en daar vasgesteek, en dit het ook my hart geaffekteer. En normaalweg gaan mense dood daarvan, maar die Here het my daar gehelp, en die Here het my gesond gemaak. Maar toe gaan alles nie goed met my hele. Ek was ongelooflik, ek was so emosioneel, en ek was so, soos hulle in Engels sê, gefloor, en alles was die mekaar. Ek het nie geweet waar ek is nie. Ek was net, mens verwag, jy gaan nou hier opspring uit die bed uit, en jy gaan nou 'n pil, en jy gaan jou tassie vat, jy gaan huis toe, maar dit was nie so gewees nie. Dit was heeltemal anders. En toe ek nou later by my sinne kom, toe kom ek nou agter, maar hier is nou ietsie hier aan die gang met my. En daar kom soos vreemde woorde uit my mond uit, en ek het gedink, wat op aarde is dit? Maar elke keer, as ek aan die Here dink, dan kom die woorde tevoorskyn. En ek het toe baie aan die Here gedink, want ek het besef, hy het my gesond gemaak. En dan kom die woorde tevoorskyn, en dink ek, genigtig, maar wat is dit? Maar dit het my regtig gefascineer. En ja, soos pastoor ook eendag gesê, 'n ou oom het gesê, dis 'n wonderlike besigheid, maar ek het ook gedink, dit is 'n wonderlike besigheid. En toe ek nou later by die huis kom, het ek gedink, ek gaan nou my dominee van die tradisionele kerk, gaan ek vir ons sien, en hy sal nou vir my kan sê wat dit nou is, want ek het nou so 'n vaag gevoel hier agter my gehad, dit mag dalk moontlik tale wees. En toe ek nou by hom kom, die oggend, toe sê hy vir my, ek is nou so jammer vir jou, jy is deur soveel, jou baba is dood, jy het nou die trombose gehad, jy was amper dood, en dan kan dit so word, dat die mens hallusineer, jy kan vir jou goed verbeel, so, jy verbeel vir jou, jy praat in tale, daar bestaan nie so iets soos tale nie, en
En ek sal aanbeveel dat jy 'n psigiater gaan sien. Toe se kom die mekaar. Toe dink ek nou, het ek regtig breinskade en ek het nou regtig waar iets oorgekom en daarna het die Here vir my gestuur om vir 'n persoon te gaan bid. Die Here het vir my 'n boodskap via mense van die Assembly of God gegee. Ek gaan nie daarop ingaan nie, maar dit was toe nou my eerste ondervinding ook met Pinkster, met die Assembly of God mense. En ek het ook op 'n wonderbaarlike wyse by hulle uitgekom. En ja, toe kon ek nou my taal gebruik. Hulle het nou vir my so 'n bietjie taalwys gemaak, maar ook nou nie alles wat ek nou weet nie. En dit is dan nog nie die einde van my probleme nie. Toe verval ek in depressie. Maar dit is 'n verskriklike, ongelooflike slegte siekte vir julle wat dit al gehad het. Jy kan in die nag nie slaap nie, en in die dag kan jy nie uit jou bed uit nie. En jy kan nie bid nie, jy kan nie Bybel lees nie, jy kan amper nie eens met mense gesels nie. En ek het op 'n stadium eens krag gehad om my wasgoed in my wasmasjien te sit, so siek was ek. Totdat ek nou op 'n punt in die doorflou geval het van ellende, seker en Maarte en alles wat ek nou deurmaak. En toe het 'n vrou my daar gehelp en ek het by 'n dokter uitgekom en ek is toe na 'n psigiater toe, wat toe nou vir my gehelp het met depressie, maar ja, depressie is 'n lelike siekte en ek dink, ekskuus nog, dit is 'n erg onderskatte siekte ook. En so het het maar aangegaan en toe op 'n dag toe ontmoet ek vir Susan in die Spar en ons het so lekker gesels en ek sê toe vir my, weet jy, ek het nog hierdie ding in my, hierdie tale en toe sê sy vir my, maar weet jy, my man is pastoor by die AGS kerk. Kom, so en toe en hy sal vir jou verduidelik wat met jou gebeur het. En hoe wonderlik is dit? Toe ontmoet ek vir pastoor Piet Smit. En hy het my opgetel uit daai ellende uit. Ek was nog so siek toe ek vir hom ontmoet het. Ek was nog op medikasie. Ek was eintlik nie goed gewees en hy het soveel moeite met my gedoen. Berading gegee, gebid, geself. Ag, dit was 'n kosbare tyd in my lewe gewees en later is ek nou ook daar gedoop. Ek lag nou, maar ek dink nou aan die dag wat ek gedoop is. Ek was soos onder die grootste geheimhouding gedoop, want my familie het nie so saamgestem met wat ek besig was om te doen nie. En ja, ek moes nou so half in die geheim gedoop word. Intussen het hulle dan nou al verander en my man is ook nou al by die kerk saam met my, maar dit was nou daai tyd gewees en ja, dit was net absoluut vir my 'n skrikkelike wonderlike tyd gewees. Maar nou moet ek seker maar eers hier op my papiertjie kyk, ek kan nou nie iets uitlaat nie. Ja, ek sien nou hierso, ek het nou nog neergeskryf. Na die tyd, wat ek nou toe ons het Mamas by toe getrek het, toe was ek nou klaar by my dominee in die Parel gewees. Ek gaan nou nie name noem nie, maar hier plaaslik het 'n dominee ook vir ons eendag kom huisbesoek doen. En toe gesels ons ook so oor hierdie tale. En toe sê hy vir my, weet jy, hy weet van tale, maar hy het nie eintlik waarde daaraan nie, maar as ek nou aandringe op, dan sal hy nou vir my moeite doen, en hy sal nou 'n bietjie gaan nalees, en hy sal vir my dan inligting aanstuur, en ek is te baie bly, en ek sê dankie, en nou ja, tot op hierdie dag, en ek is nou al van 2014 af by die AGS, het ek nou nog nie daai navorsing, of daai inligting gekry, nie so, ja, mens moet maar vir mense plek soek, waar die gawes van die Gees gebruik word, en die gawes van die Gees is sulke groot geskenke van die Here, wat hy vir 'n mens gee. As ek net kyk, wat dit alles vir ons doen, in ons gemeentetjie, en wat die gawes van die Gees nou al vir my gedoen het, en elke Pinkster soos nou, is dit die tyd wat 'n mens regtig moet dink,
aan die gawes en weer besin daaroor en moet bid, dat die Here vir mens die gawes skenk. Want die Here is baie gewillig om gawes te gee en baie gewillig om het uit te deel aan wie hy dit goed dink om het uit te deel. En soos verlede jaar, toe pastoor mense vorentoe, ek en nog so 'n ander mooi vroukie, het gegaan en hy het vir ons gebid en vir ons gesalf en daai aand, toe kom die Here en hy kom seën vir my en vir haar langs my met tale wat ons dan in die gemeente kan bring. En dan kan jy nou in 'n hemelse taal praat en 'n boodskap van die Here kry uit die hemel uit en dan is dit so wonderlik dat daar dan 'n uitleg is en dan kan die Here nou vir ons almal bemoedig in die gemeente. So kosbaar is dit om het so te kan ervaar en my gebed is ook dat ons in hierdie tyd sal moeite doen om die Here te soek en te bid vir gawes van soos ek sê, dit is absolute geskenke wat die Here vir ons gee. En ek wil gou vir julle so 'n mooi versie lees in my Bybel. En dit is die versie wat vir my seker die kosbaarste versie is. En dis die versie waar ek in my lewe vasklou. Dit is my versie en dan, as ek nou ietsie mooi van myself gaan sê, moet julle my verskoon, want ek hou nie daarvan om myself te praat nie, en allerminst daarvan om iets mooi van myself te sê, want as daar iets mooi in my is, dan is dit die Here, dit is hy, wat dit vir my gee, en dis nie uit myself uit nie, dan sien julle die Here raak in my, en daai dag raak die bed, dit was my wedergeboorte gewees op daai siekbed, en die Here doen mos goed, moet 'n mens nou, en dan so jare later, dan ontdek jy mos, maar kyk wat het die Here nou eintlik vir my gedoen, dat op daai bed, wat ek gelê het die Here nie net my liggaam gesond gemaak het. Die Here het vir my 'n geestelike gawe gegee, van myself, om in tale te kan bid vir die tyd wat ek nie kon bid nie. Ek het maar lekker so in my taakie gepraat, want dit was net vir my wonderlik om het te hoor, en dit was of ek beter gevoel het as ek het gedoen het. Ek het nie geweet ek bid nie, maar ek het toch vir myself gebid, en dit was 'n geskenk van die Here wat hy vir my gegee het, wat ek tot vandag toe so geniet. Maar daar op daai bed het die Here ook my gees gesond gemaak. Toe ek in die hospitaal het kom, te voel het vir my, ek is nie meer deel van die wêreld nie. Dit het vir my gevoel, ek kyk van buite af in op die wêreld, en ek was nie meer deel daarvan nie. Ek kon nie vir my vereenselwig met die mense wat so rondry in die karre en hardloop en dinge doen en besig is. Dit was asof ek op 'n afstand was, maar dit was 'n goeie afstand vir my gewees. En ek het ook besef dat die Here het lelike dinge uit my lewe uit weggevat. So ek was sagmoedig daarna, wat ek miskien nie was voor die tyd nie. Ek hou nie daarvan deesdae om sleg te praat van mense nie. En ek sal altyd vir mense sê, moenie sleg praat van mense nie, want niemand is beter as wat jy is nie. Ons is almal die Here se kinders. En die Here het mooi goed in my lewe gebring, en die Here het baie liefde in my lewe gebring. En ek is jammer, so dankbaar vir die Here vir al die mooi wat hy in my lewe vir my gebring het. En nou kan ek 'n pad met die Here stap wat ek nooit gehad het nie. En dan weet 'n mens, jy het so vrede en jy is so gerus vir wat voor lê. En dan doen die Here ook wonderlike dinge in 'n mens se lewe. So vandag gaan vir julle hierdie mooi versie lees. Dit is Jesus wat hier aan die woord is, en hy praat hier met 'n pappa wat sy seentjie baie siek is, en
bose gees in hom het, en nou is die papa ontstel oor die seentjie, en nou sê hy vir die Here, maar, dit is nou, is tog Markus 9, en dit is daar so, van vers 22 af, julle kan maar self daar gaan kyk, Markus 9 vers 22, maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons, en help ons. Nou sê hy, as u iets kan doen, daar is 'n bietjie twyfel, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik, vir die een wat glo. En dit is wat op my bed gebeur het daar in die ICU. Ek het geglo die Here gaan my help. Ek het net op daai oomblik 'n vaste oortuiging gehad. En soos nou, as ek bid vir iets, ek was so siek gewees met 'n mondsiekte vir 9 jaar. Dokters het gesê dis ongeneeslik. En pastoor het gesê dit is nie. En hy het vir my gebid, en vir my hande opgelê, vir my gesalf, herhaaldelik. En nou in Junie maand, volgende maand, gaan dit 1 jaar wees, wat die Here my gesond gemaak het, volkome genees, geen merkie in my mond nie, niks nie, en dit was 'n verskriklike slegte siekte wat ek gehad het. Ek het vel in my mond gehad, wat elke oggend losgegaan het, en dat ek vir die res van die dag 'n rou mond gehad, dan in die nag kom maar so 'n bietjie vel, en in 'n oomblik as ek iets eet, of tandeborsel, is dit weer weg, en die Here het dit vir my gesond gemaak, en ek is so dankbaar vir pastoor, dat hy ook sy aandeel daarin gehad het, die Here die grootste aandeel, maar, ek wil net vir julle bemoedig, die laaste ou stukkie vir julle sê, dat ek het 'n droom gehad, en die Here het vir my na 'n verskriklike plek toe gevat. Daar was blitse, en donderweer wat die grond oopgekloof het rondom my, en ek was ongelooflike bang, en ek het verskriklike dinge daar gesien, maar dan nie nou tyd is om te vertel nie, maar op die einde van die droom het ek voor die Here gestaan, en hy het vir my gekyk en vir my gesê, gaan sê vir die mense, die tyd is om. So ek sê vanoggend vir julle, dit is die boodskap wat ek van die Here gekry het. En ek was ongelooflik geskok, en ek het baie gehuil, ek het op my knieë neergesak, ek was aan die bewe, voel my tande uitgeklap soos ek bewe, maar die Here se krag is so groot en ontsettend, as 'n mens so 'n ervaring het. Maar ek wil vir julle aanmoedig, kom ons hou mekaar vas. Kom ons stap hierdie laaste stukkie, Here is op pad, hy's amper hierso. Kom ons stap hierdie laaste stukkie, kom ons bemoedig mekaar. Kom ons gebruik die gawes wat ons het. Kom ons wees lief vir mekaar. En ja, kom ons wees lief vir die Here. Shalom.